Hallo daar. Baie welkom by die jong erediens. 7 dae. 7 dae. Dan dramaties ons. So, as jy nog nie baie dramaties was nie, dan gaan jy 'n regtig baie lekker interessante week hê volgende week. As jy al daar was, weet jy gaan 'n lekker interessante week hê volgende week. Dit gaan mal wees. Ons sien verskriklik baie daarna uit. Ek gaan nou vir jou meer voor dit vertel. Kom ek verwelkom jou net eers en groet jou net eers. Wanneer ons hier by mekaar kom, is dit as deel van 'n huisgesin van God, né? Nie die enigste huisgesin van God nie, ons is die enigste gelowiges, ons is die enigste kerk, ons is 'n deel daarvan. Dis soos een familie wat by mekaar kom en ons het die voorreg om vanaand dit te kan doen. God is oral waar jy gaan. God is in jou huis, God is op die pad, God is in jou klas, God is by die werk. God is oral waar jy gaan, daar's nêrens waar jy kan kom waar jy minder of meer in God se teenwoordigheid is nie. Daar is wel plekke waar ons minder en meer bewus is daarvan en fokus daarop. En dis een van die ontsettende voorregte wat ons het in 'n erediens. 'n Erediens is 'n ontmoeting wat hierdie deel van die huisgesin van God het met hom. En God kom praat met ons in dit. En wanneer ons by erediens is, maak nie saak of jy hier nou toe gekom het want ag jy daarvan gehoor nie, of jy het gehoor daar's lekker koffie, of jy's 'n nice girlfriend, of jy het gehoor dis verskriklik aantreklike jong manne hier nie. Dis alles waar. Maar whatever jy dink die rede is hoekom jy gekom het, jy's hier omdat God jou hier wil hê vanaand. En hy trek jou en hy verwelkom jou. En dis hoekom jy altyd sal hoor, oggend, aand, hierdie kerk, ander kerk, is daar soveel kerke as jy hoor. Ons gebruik hierdie woorde, God verwelkom ons met die woorde, genade en vrede vir jou. God se huis, God se hart, God se arms is oop vir jou. En ek en jy het die voorreg om as deel van die huisgesin van God by mekaar te kan wees vanaand. Heilige almagtige God, U die een wat ons intrek, U die een wat vir ons plek maak, U die een wat sê ons is welkom om in U teenwoordigheid te mag wees. Ons mag deel van die huisgesin van U wees. Ons sê vir U dankie vir die voorreg. Van nog 'n week wat verby is, nog 'n week waar ons kon lewe, en nou vanaand, op hierdie Sondag skop 'n nuwe week af. En ons het die voorreg om as huisgesin van U dit te kan kom vier saam met mekaar. En saam met om U stem te kan hoor, om U woorde te kan hoor, te hoor wat sê U vir ons oor die lewe. Waarmee stuur U ons in hierdie nuwe week in? En ek bid dat ons nie enigiets van dit sal mis nie, my God. Dankie vir die ontsettende voorreg wat ons het, dat ons vir U mag ken. Amen. Right, so dramaties is 'n fenominale week. Dis wild, dis mal, dis groot, dis worship en dis boodskap, dit is 'n stuk drama. Sondag aan, maandag aan, dinsdag aan, woensdag aan. Al vier is anders, dis een groot storie wat vertel word. As jy een mis, dan gaan jy nou 'n deel van die storie mis, maar daar is die volgende aand 'n recap, so ons sal jou weer inkry op dit, so jy hoef nou nie, as ek nou maandag aand gemis het, voel, dit help jou kom dinsdag nie. Dit gaan help. Dit gaan amazing wees en dit gaan help. So, moet dit nie mis nie, dit is 'n fantastiese week. Ek wil jou net regtig aanmoedig, dat dit raak baie vinnig baie vol en dramaties. So, moet nou nie, as jy kan, tot op die laaste minuut wag om te kom nie. Kom kry vir jou 'n plekkie, kom wees deel daarvan. Dit is regtig baie lekker. En dan, net dalk 'n stukkie recap. Ons gesels nie genoeg daaroor nie. Hierdie is 'n jong erediens. En nou 'n jong erediens is 'n paar goed en is 'n paar goed nie. Dit is 'n volwaardige erediens, dis full-on, dis kerk, dit is wat ons is, dit is wat ons doen. Ons hoor God se stem, God praat met ons deur die woord, ons worship hom, ons sing vir hom. Ons doen al die goed wat in die erediens is, maar dis 'n jong erediens. So die fokus van hierdie diens is vir jonger mense en dan is die paar sulke mense hier tussenin wat hulle weet hulle is meer jonkie, maar hulle voel nog in hulle harte jonk en dis hulle plek, dis hulle huis hierdie. Party van hulle se haar kleur of tekort aan enige wys vir jou, hulle is al vir 40 jaar jonk en dis goed, né? Maar dit is 'n jong erediens. Nou, so dit klink nie altyd soos die oggenddiens nie. En wat dit nie is, dis nie 'n kinderdiens nie. So ek wil regtig, ek het mense wat ontstel was laas week, want ons het gepraat van Ragab die hoer, soos wat dit in die Ou Testament staan. Maar wat nou van my kindertjies? Dis nie 'n kinderdiens nie. Dis 'n jong erediens, né? En partykeer dan praat ons oor goed wat vir jong mense relevant in hulle lewe is. En dit is presies wat met dramaties ook gebeur. En daarom sê ons, ek gaan jou nie keer as jy jou kleintjie wil saambring nie, maar die eintlike ouderdom waarvoor hierdie werk is van 13 af en op. En as ons nou oor iets praat in dramaties of 'n jong erediens wat vir 'n kleintjie ontstellend is of
Julle gaan huis toe en jou kind het vir jou baie interessante vrae wat jy nie lus is om nou te antwoord nie. Hoekom nie doen dit? Wat beteken daai ding wat hy van gepraat het? Good luck vir jou. Dis nie kinderdiens nie, dis jong erediens. So weet net dramaties is ook so. As jou kind nou nie lekker gaan slaap nie, want hulle is bietjie bang. Dit was scary of dit was ontstellend geweest. Dis nie my skuld nie. Ons het vir hulle gewaarsku. As jou kind 16 jaar oud is, bel my, ek sal met hulle gesels. Maar ons sien verskriklik baie uit daarna. Alright, so weet net, dit is 'n lekker wille week en dit gaan fantasties wees. Ek dink nie ons het enigiets anders om af te kon, behalwe, ek wil vir julle net vertel van die blom aand. Dames, as jy lus is vir 'n regte inspirerende aand saam met ander jong vroue, het Blom in hierdie week, kan jy nog, hierdie is jou laaste kans om te boek daarvoor. Het 'n regtig fenominale aand. So gaan kyk sommer op ons webwerf daarna. As jy PLSE Kerk wil sier.co.za, daar in ons wat kom volgende, jy skryf ons eentjie af, as jy sien die events, daar is die Blom aand, boek vir jou, dit is 'n regtig nogal fenomenaal. En dis ons storie. Ek sien uit na vanaand, weird genoeg. As jy weird genoeg, ons gaan vanaand kyk, of die Here vir jou weird genoeg is. En ek sien uit daarna. Doen jouself 'n guns? Wys vir my, weet jy julle Bybel hier? Dit is so lekker. Dus ons het 'n regte kultuur daarvan, ons bring ons Bybel saam. Bring jou Bybel saam in die aande. Maak so lank jou Bybel oop by Lukas 6. Ons gaan ons dankofferinge opneem en so erns tussen dit deur soek so lank Lukas 6, dan hoef jy nie net te lank na om te soek nie. Ons gaan eers uit 'n ander deel uitlees, maar dis fyn. Jy gaan dit sommer saam met daar lees, maar soek vir jou in Lukas 6 so lank, maak hom so lank vir jou daar oop. En ons sien regtig uit daarna. Nou gaan ons God dien met ons offergawe. Ons dankoffer waarmee ons vir hom sê ons vertrou hom met dit wat ons het en dan gaan ons saam worship. Julle kan hallo. Julle kan voor ons staan. Ek wil jy my persoon langs jou asseblief 'n massive high five gee. En dan wil ek jy moet asseblief kyk vir die persoon langs jou wat jy 'n high five gegee het en sê jy kyk na hulle en sê, die Here, vertrou in die Here. Dit is nie 'n mens dit is iets wat mense struikel veral mee, is om hulle vertroue in die Here te sit. En ek wil regtig hê, wanneer jy nou in worship gaan, dit was 'n lang vakansie gewees, rustig gewees, maar nou begin skole weer, werke begin weer, studente begin weer studeer. En wanneer jy weer in dit ingaan, weet dat jy op die Here kan vertrou. Die Here is daar vir jou en by jou, om jou veilig te hou. So ek wil hê wanneer ons in worship gaan, hou daai gedagte in van, die Here is by jou en met jou. Sit jou vertroue in hom, en prys hom met alles wat jy het. Sing saam met ons. Brings the power
of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Yes, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Yes, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Yes, worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 Lord. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. You are worthy, 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 Lord. This is amazing grace. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout praise. There's joy in the house of the Lord. I
place, and we won't be quiet. We shout your praise. Oh, we shout your praise. Oh, we sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung up on that cross and he rose up from that grave. My God, still rolling storms away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout your praise. Oh, we shout your praise. Oh, we were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout your praise. Oh, we shout your praise. Oh, 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 we shout your praise. There's joy in this house today. The earth scattered, sun of sun, and our lives live, room sign on. The earth scattered, sun of sun, and our lives live, room sign on. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here.
is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Oh no, more of you, God. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my
know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Heilige Gees van God, ons wil U meer en meer ken. Ons bid dat U die woord van God vir ons sal oopbreek, dat dit wat ons vanaand lees vir ons meer sal wees as net woorde, maar dat ons U stem sal hoor, wat in ons lewens inspreek, wat praat oor wie ek is en oor hoe ek leef, sodat ek kan uitstap en meer van my God kan leef. Amen. So, hierdie hele vakansie het ons so 'n interessante reeks waar ons bietjie kyk na vreemde stories, dalk 'n paar vreemde karakters. Ons het vir Hagar gehad, ons het vir Abraham wat sy seun geoffer het, amper geoffer het. Ons het vir Ragab gehad. Vanaand is 'n ander karakter wat is 'n vreemde storie in die Bybel en is vreemd dat hy die hoofkarakter van die storie is. Dis die storie van Naaman en ons gaan dit nou lees. Maar voor ons by die storie van Naaman kom, het ek net bietjie hulp nodig by jou. Dat jy my help gou met 'n vraag. Wat is iets doodgewoon wat God vir ons sê ons moet doen of nie doen nie? Jy weet iets waaroor God vir ons straightforward sê, hoor, hier's iets wat anders of nie anders nie, wat ons eintlik al gereeld ignoreer. Nie iets vreemd en fancy nie, iets wat soos jy weet, niemand wonder oor. Ons weet, dis iets wat God vir ons sê, maar ons ignore dit nogal redelik maklik. Nie oor my praat nie, Marco. Kwaad word vir ou wat voor jou inry. Ja. Yes, daar's 'n goeie een. Nie so maklik kwaad word vir iemand nie. Nog? Hoor nie skinder nie. Ja. Ja. Hoor jy baie mense wat skinder? Vertel my van hulle. Mooi, mooi. Nog. Nog. Kom. Gooi, nog iets. Wat jy dink is oor hier is maar redelik, jy weet dit. Dawie. Jy naaste lief hê. Ja, daar's 'n moeilike ene. Ons het hierdie goed wat almal van ons weet wat God vir ons daaroor sê. Almal van ons weet dit. Baie in ons lewe. Ignoreer ons dit eenvoudig, né? Alright. Kom ons vat die storie van Naaman. So hierdie storie, as jy hom vinnig wil opsoek, is in 2 Konings 5. Maar moenie daar by Lukas verloor nie. Hou jou plekkie daar by Lukas. So as jy saam met my wil lees 2 Konings 5, vertel 'n interessante storie van Naaman. Ons gaan van vers 1 af lees. Is daar kom. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram. OK. Dus ek gaan so elke nou dan stop, net op vir te wys hoe weet hierdie storie is. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram. Hierdie was vyande van God se volk. Hier is nie God se volk nie. Hierdie is nie God se mense nie. Hierdie is vyande van God se volk gewees. Was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het, né, van sy koning, van die koning van Aram. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Hier is nie God se mense nie. Né? So, Naaman is die hoof van die leer van die koning van Aram, vyande van God se mense, maar deur Naaman het die Here vir hulle wat nie God se mense is nie, 'n oorwinning gegee. Die einde was daarvan dat die koning van Aram verskriklik chaffed is met Naaman. Great. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. So hy het hierdie vreeslike siekte gehad, wat in daai tyd al voor geen genesing was nie. Een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. So hulle het God se mense gaan aanval
dan het hulle goed gesteel uit hulle land uit, onder andere mense ontvoer, en op een van die stroopdogte het hulle hierdie girl ontvoer, hierdie jong meisietjie, en sy het toe bediende geword in Naaman se huis. Dit is super weird, dat ons die storie van hierdie kant af kry, want eintlik is ons nie God se vyande nou, en ons moet nou sê hulle is slegte mense. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Okay, so dis klaar weird storie. Dis weird dat ons die storie kry van die kant af, van die vyand se kamp af amper. Hier by hulle is God aan die werk. God is aan die werk. Deur daai mense ook. En dan het hulle hierdie dogtertjie ontvoer, terrible mense. En sy werk nou hier vir die vrou, en ten spyte daarvan dat sy ontvoer is uit haar huis, uit haar land, uit haar familie, uit haar mense uit, is sy nog steeds oortuig dat God krag het en dat God goed is. En gee sy vir hierdie ou uitsonderlike goeie raad. Sy sê as hy genees wil word, sy's goed vir hom. Gaan na God toe. Sy vertrou nog in God. Soos 3-4 preke in hierdie eerste paar verse. Maar ons gaan nie een van hulle doen nie. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê. Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring, né? Dis hulle vyand. Hy het die brief vir hom. Dit het so gelei: ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Die koning is baie opgewonde daaroor. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, Elisa was soos big deal profeet, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het jy die klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond wees. Gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg, en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer? Dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe, en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Baie interessante storie. Die hoogtepunt van die storie vir my is vers 11 en 12. Naaman het vererg weggery gesê, ek het hom gedink hy sou uitkom en hy sal gestaan en die naam van die Here sy God aanroep en dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en dan sal hy gesond word. Nou sê net ek moet hier in die rivier gaan spring vir 7 keer. Baie ontsteld. Hy soek iets van God. En hy was baie ongelukkig toe hy dit nie kry in iets weird nie. Dit was nie weird genoeg vir hom nie. Dit was nie vreemd genoeg nie. Dit was nie spectacular genoeg nie. Soos Elisa moes uitkom en hy moes sy moves maak en ek weet nie seker wat hy moes doen nie, maar Naaman het iets spectacular verwag en wat hy kry is die ou wat nie eens uit sy huis uitkom nie. Vir 'n boodskap stuur en sê, gaan spring 7 keer in die rivier, sal okay wees. En dis nie weird genoeg vir hom nie. Hy wil iets meer hê voordat hy bereid is om te luister. Ons is baie keer so. Ek is baie keer so. Ek wil nie gehoorsaam wees in die doodgewone, alledaagse, down to earth goed wat God vir my sê nie.
Ek wil nie vir God vertrou om ongewone dinge te doen deur plain gewone gehoorsaamheid nie. Ek sal nie die Here kan glo as hy hierdie goeie ding vir my doen. Ek sal iets weird wat hy vir my vra, gaan na hierdie plek toe, doen hierdie dansie, gaan daai ding, dan gaan hierdie weird goed gebeur in die wolke, en dan sal jy 'n stem hier hoor, en dan gaan die pink water hier uitloop, en dan gaan die great goed in jou lewe gebeur. Ek sal dit makliker koop, as ons dit partykeer hierdie een sinnetjie swart op wit in die Bybel wat sê moenie skinder nie. Wees lief vir ander mense. Moenie lig geraak wees nie, moenie kwaad wees nie. Ek sal maklik hierdie weird goed doen, as wat ek net vir God vertrou oor die doodgewone, eenvoudige goed wat hy reguit vir ons sê. Jy sal baie keer hoor mense soek, hulle soek iets by God, dan soek hulle dit in tekens. Hulle soek een van 'n weird tekens, hulle soek 'n stem, hulle soek 'n ding wat gebeur. En dan sal hulle baie keer goed uit die Bybel uithaal, want dis hierdie ouens wat hierdie tekens van die Here gekry het, en Gideon is altyd voor in die koers. Jy weet, mense praat oor tekens, jy hoor, hulle sal baie keer sal hulle spring na Gideon toe. Want die Here het oor en oor het God vir Gideon tekens gegee. Asof dit is wat ek en jy moet verwag. Die hele storie van Gideon en die tekens gaan eintlik daaroor om die hele tyd te wys hoe Gideon nie gelowig was nie. Hy was ongelowig. Hy was klein gelowig, hy wil nie die Here vertrou nie, en dan moet die Here oor en oor vir hom dieselfde goed kom sê, elke keer met een van 'n weird prentjie, en die volgende keer, wanneer Gideon in die moeilikheid is, vergeet hy heeltemal wat God gedoen het. Eintlik 'n storie om vir jou te sê, moenie so wees nie. Vertrou vir God, vir dood eenvoudige goed wat hy vir jou gesê het, doen dit, gaan. Maar dit wil ons nie doen nie. Ek wil 'n storie vertel van daai huis. Gaan na die volgende slide toe, is bietjie duideliker. So, in 1993 is daar in die staat van Florida in Amerika, orkaan Andrew, huge orkaan, gaan wild. 'n nuuscrew kom in 'n deel van die stad waar daar nie 'n enkele huis oor is nie, niks, alles is verwoes, so ver as hulle gaan, tot hulle hier op die horison een huis sien staan. Alles anders is verwoes. Die huis staan alleen, fine. Daar's niks fout. 'n Paar vensters is gebreek, wat is dit? Die huis is pikfyn. Nou begin dit nogal 'n legendariese storie oor hierdie huis en wat het gebeur, en hulle doen toe ondersoek daaroor, en hulle vind uit, die eienaar van die huis het die huis self gebou. En toe hulle nou gaan sit en mooi kyk, want hulle wil weet, wat het jy gedoen, sodat die ander mense dit ook kan doen, sodat ons in die toekoms minder huise het wat verwoes word, en mense veiliger is, kom hulle agter, sy groot ding wat hy gedoen het. Weird genoeg, was niks weird nie. Toe hy die huis bou, het hy in sy eie onkunde en naïwiteit die huis gebou volgens presies die bouregulasies wat die staat van Florida het vir die bou van huise. Hy het die regte materiaal gebruik wat hulle sê hy moet gebruik, hy het die hoeveelheid hegpunte gebruik wat hulle gesê het, en hy het dit gebou die manier hoe hulle sê het hy moet doen, en toe die storm kom, toe is die huis fine. Hy het nie kortpaaie gevat nie, hy was nie skelm oor iets nie, hy het nie, toe maar hierdie is nie nodig nie, is te veel, hier is genoeg van hierdie, nee, hy het dit gebou, volgens die bouregulasies van die staat, en die huis het bly staan. Nou, jy sal nie vir my glo nie, weird genoeg, 2000 jaar voor dit, het Jesus hierdie storie al klaar vertel. Wie van julle ken die storie van die man wat sy huis op die sand gebou het, en die man wat sy huis op die rots gebou het? Julle ken daai storie, né? Okay. Weet jy waaroor gaan die storie? Wat is die punt van die storie? Want dit is fuzzy, want as ek begin dink aan die storie, dan dink ek ken die storie verseker, maar waaroor gaan dit? Want dit is nie 'n storie oor bouregulasies nie. Jesus was nie besig om hulle te verduidelik om huise te bou nie. Hy praat van een man wat sy huis op die rots gebou is, en een wat sy huis op die sand gebou is, maar waaroor gaan die storie? Wat is die punt? Wat is die verskil tussen die twee? Lees dit saam met my. Dit is in Lukas. Dis waar ons nou is. Lukas 6. Lukas 6 vers 46 is waar ons gaan begin. Watter sin het dit
dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fundament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwaters die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fundament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ineengestort en daardie huis het een groot puinhoop geword. Dit is nie 'n storie oor bouregulasies nie, dis 'n storie oor doen ek wat God vir my sê of nie. Nie luister ek na wat God vir my sê nie, doen ek dit dan. Want ons sit mekaar flou in die kerk, jy kan jou hele lewe daar sit en verskriklik mooi luister na wat God vir jou sê. En die dag as die eerste storm jou lewe tref, is daar niks oor daarvan nie. Want luister is nie dieselfde as om te doen wat hy vir jou sê nie. Ek kan al die preke luister, ek kan al die versies lees, ek kan al die liedjies sing. Dit is nie dieselfde as om te doen wat hy vir my sê nie. Dit is nie genoeg om net te luister nie. Dit is nie genoeg om net te sê, "Sjoe, dit was 'n mooi preek. Dankie vir daai mooi preek." Dit is 'n mooi liedjie wat ons sing. Ek like dit in my kerk. Dit is great. Ek is bly as jy dit like in die kerk. Maar dis nie wat jou gaan help nie. Jy kan baie keer in jou lewe gaan jy goed hoor wat God vir jou sê. En jy dink, maar dit maak nie vir my sin nie. Of dis nie vir my gerieflik nie. Of dalk is dit iets wat vir jou stupid lyk. En vir die wêreld om jou, stupid, is onnodig. As die storie van Israel wat om Jerigo moes loop. Toe, sluit 'n bietjie aan by laasweek se storie van Rahab. En hulle kon nie die stad inval nie. En God sê vir hulle, hier's wat julle gaan doen, julle gaan vir 6 dae gaan julle al om die stad loop. En ek soek die een ou in Israel wat gesê het, dit maak sin. Ons moet hierdie mure plat skiet. Kom ons stap om die stad. It's gonna do it. En op die 7de dag moet julle 7 keer omstap. Yes, dit maak sin. Dis die 7 keer wat die ding gaan doen. Die pad wat ons hier om hierdie dorp gestap het, is nou oop, ou maat. Nou, maak nie sin nie. Lyk stupid. Toe die mure begin val. God vir Noah gesê, bou 'n boot. Het dit nog nooit gereën in die wêreld nie. Niemand het al ooit gehoor van iets soos water wat uit die lug uitval nie. As jy daai stadium in Genesis lees, dit het nog nooit gebeur nie. En Noag begin 'n boot bou. Maak sin. Hy is in die binneland. Hy is nie nou by die see nie. Daar is nie soos reën nie, maar jy bou 'n boot. Ek dink jy lyk redelik stupid in jou buurt. En hy bou nie 'n boot vir 'n jaar nie, hy bou nie 'n boot vir 3 jaar nie, hy bou 'n boot vir 120 jaar, voor die eerste druppel reën val. Maar toe dit begin val, het dit nie so stupid gelyk nie. Ons het hierdie goed in ons lewe wat God vir ons sê, maar dit klink net nie weird genoeg nie, dis nie groot genoeg nie, dis nie indrukwekkend genoeg nie. God sê vir jou, doen hierdie, moenie hierdie doen nie. Vertrou my dat dit die manier is hoe ons hierdie deel van jou lewe doen, vertrou my dat dit nie die manier is hoe ons hierdie deel van jou lewe doen nie. Nee, dit klink nie van interessant genoeg nie, ek vertrou God nie daarvoor nie. En dan kom die storms, en dan staan dit nie, dan bly dit nie staan nie, dan bly my lewe, of my toekomsplanne, of my verhoudings, of my wat ook al nie staan nie, en dan wonder ek, wow, hoekom? Waar was die Here dan? As hy net vir my 'n teken kan gee. Hy het redelik regtig al met ons gepraat oor goed. En as jy daarna luister nie, daar's hierdie hele verhaal aan die begin van die Bybel, van die Israeliete wat in die woestyn was. Ek meen, daar's mense wat God gesien het. Hulle het God gesien op hierdie berg wat uit die brand is. Hulle het sy stem gehoor. Almal het geluister daarna. Maar nie gedoen wat hy gesê het nie. Die uiteinde daarvan was, dit help nie hulle sê wat hulle gesien het nie, dit help nie hulle sê wat hulle gehoor het nie. Hulle het almal dood gegaan in die woestyn, omdat hulle nie gedoen het wat God sê nie, omdat hulle hom nie vertrou het en gevolg het op die doodgewone goed wat hy vir hulle sê. Hierdie is wat ek van jou wil hê nie.
hierdie is wat ek vir jou sê ons die lewe aanpak nie. Dit was nie interessant genoeg vir jou nie, dan mis jy die lewe wat God vir jou gegee het. So wat is dit wat ons het van God? Wat het ek om op te gaan? Ek het God se woord. So net in geval ek nie altyd lekker reg hoor nie. Dis nie 'n stem van die berg af nie. Dis nie wat ek kon vergeet, wat het hy nou weer daai dag gesê nie. Ek het dit swart op wit. Ek kan enige tyd teruggaan daarna. Ek kan gaan lees. Ek kan hom leer ken, ek kan hoor presies wat hy van my wil hê. Ek het die woord van God. Party van ons het 3, 4, 5, 6 van hulle in 'n huis. En maak nog nie dat ons dit enigstens meer volg nie, né? Hier het ek al die riglyne van die lewe wat God vir my gee. Ek het 'n kerk. Ek het hierdie familie van God. Ek het hierdie plek waar God praat. Ons kan in 'n kerk sit, né, en jy kan al die liedjies like en jy kan alles hoor wat ons sê. Ja, en die dag wat die kerk iets sê, dit kan alles mooi wees en ek hoor dit. En die dag wat die kerk iets sê oor iets in my lewe wat nie reg is nie, dan ewe skielik nee, dis nie God wat my praat nie. Ek het God se gees. Ek het die gees van God wat hier binne in my praat. Wat my lei, wat my help om hierdie te verstaan. As jy op 'n punt in jou lewe is, waarna jy na hierdie nie luister nie, waarna jy na die familie, die huisgesin van God nie luister nie, ek kan jou met redelike sekerheid sê, jy gaan jou vrek sukkel om die gees van God te hoor. Die gees van God is nie die backup, waar as ek nie hierna wil luister nie, dan gaan hy vir my iets anders sê wat ek meer van hou. As jy dit kan regkry dat die gees van God vir jou iets sê wat nie hierin staan nie, en wat jy nie hier hoor nie, jy like dit meer, wil ek amper vir jou 'n brief gee, dis nie die gees van God wat jy hoor nie. Dis nie hoe God werk nie. Maar God gee vir ons dit alles. Hy gee vir ons sy woord, swart op wit. Hy gee vir ons 'n familie waarin ons leer, waar ons mekaar kan help en kan lei. Hy gee vir ons sy gees wat binne ons leef. Ons het oor is genoeg. Moenie in jou lewe wag vir weird, vreemde, snaakse goed. Dis maar net verskonings wat ek gewoonlik maak om nie te doen wat God vir my sê nie. Ek kan hom vertrou vir die dood eenvoudige, reguit goed wat hy partykeer vir my sê. Al is dit 'n bietjie ongerieflik, al dink die wêreld is stupid, al maak dit nie sin nie. Hy is die God in wie ek vertrou. Hy is die God wat my sê, hier, volg hierdie pad, dis die lewe wat ek vir jou wil gee. Dis hoe jy 'n lewe bou op die rots, wat deur geen storm geskit kan word nie. En is nie so moeilik nie. Heilige almagtige God, U wat nie van ons vreemde, weird goed vra nie. U wat reguit met ons praat, oor die eenvoudige goed in ons lewe wat ons kan volg, waarmee ons U kan vertrou. Help my in hierdie week, help my vanaand, help my môre, help my elke dag van die week, wanneer ek keuses moet maak, oor goed wat ek moet doen in my lewe, oor goed wat ek moet sê in my lewe, oor die plekke wat ek gaan in my lewe, oor hoe ek my lewe leef, hoe ek myself inrig, hoe ek alles doen en is, wat ek het om te doen, en wie ek is. Heilige Gees, help my onthou dat eenvoudige gehoorsaamheid aan U skep 'n onbeskryflike, ongewone lewe. Dis al wat ek nodig het, om my God te vertrou vir die eenvoudige goed wat hy vir my vandag gee om te doen. En daardeur maak U die lewe oop groter as wat ek kan droom. Amen. Julle kan voor staan, soos die laaste ons.
walking around these walls. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet, never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet. Oh, see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands.
As jy hierdie ongewone, besonderse lewe wil hê wat God vir my en jou beplan en beloof en verseker is daar vir ons, volg hom in die doodgewone, gehoorsaamheid, plekke waar jy stuur, die dinge wat hy vir jou sê, vertrou hom daarvoor. He doesn't fail you. Die liefde van God ons Vader, wat vir my en jou gemaak het, die genade van Jesus Christus, sy seun, wat vir ons gewys het hoe dit lyk om God te volg, met alles wat hy is. En die teenwoordigheid en die krag en die leiding van die Heilige Gees van God is by jou en bly by jou, gaan leef met dit, besonderse, gehoorsame lewens. Amen.